Die podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Baie welkom dames en here by nog 'n episode van die Harry and Joe Experience. Ons is hierso vandag met 'n nuwe gas. Dis ons tweede dame op die podcast as ek dit nie reg het nie. Ja, ons probeer bietjie diversify. Sy. En een van die ander goed wat ons net wil sê is ons is baie opgewonde vir die volgende paar weke, paar maande. Hier kom ongelooflike episodes en ons kan dit dalk bietjie weggee, maar ons verwag 2 op my ysmeisies wat ons gaan kry om bietjie te kom praat wat hulle ervaring daarop was. Ja. Maar so kry ons altyd bietjie van 'n vir ons podcast 'n gedeelte wat bietjie lekker net praat is en aan die ander kant wat bietjie meer vorming is. So vandag is bietjie meer 'n vorming gesprek met Marisa Klaasen, so baie welkom. En vandag gesels ons nie net oor haar met haar nie, maar ook oor drama. Waar sy ook 'n besigheid begin met genaamd Improv Studios, waar sy ons 'n bietjie later ook gaan van vertel. Sy bestuur ook haar eie drama skool wat nou die Improv Studios waar sy met kinders werk om 'n passie vir die kuns agter drama te ontwikkel. Marisa is dalk een van die mees spontane mense wat ek ken. As sy lag, dan lag almal saam en Marisa is werklik die drama queen van drama. So ja, Marisa, baie welkom. Jy kan jou gerus bietjie voorstel van waar jy kom, van die dag wanneer jy kan onthou wanneer jy 'n baba was. En tot en met hoe jy vandag hierso sit. Dankie Johannes, baie dankie. Julle my stem verskoon. Ek is tans besig met 'n klomp projekte, so my stem gaan bietjie so op en af gaan. Maar ek moet sê jy het vir my 'n baie goeie inleiding gegee. As ek lag almal. Voel nie altyd so nie. Goed, ek gaan sê van die baba bietjie gaan ek nou nie alles kan onthou nie. Maar ek kan vir julle sê ek het in 'n huis groot geword waar ons toegelaat was om te wees wie ons is. Ek kom uit 'n ingenieurshuis uit. En my ma is 'n sielkundige. So ek dink dit het bietjie die balans gekry tussen my ma, ek dink het vir my pa eintlik gesê gee vir die kinders ruimte om te wees wie hulle is en ons het dan almal ook uiteenlopend groot geword. My oudste boetie was bietjie meer van 'n sportster gewees. My sussie ook en my jongste boetie bietjie meer 'n akademikus. En toe's ek nou daar by die kultuur. En my ma en pa was nie so blootgestel in die kultuurwêreld nie. So die kultuur was 'n nuwe wêreld vir ons hele gesin gewees. En ek is maar van jongs af 'n bietjie van 'n go-getter. En 'n besigheidskop. Ek het altyd my stickers verkoop aan my maatjies. Of as ek iets 'n geskenk gekry het, dan het ek dit verkoop. Want ek wou geld hê vir iets anders. So dis nou maar waar die besigheidsgedeelte inkom, maar wat baie mense nie van my weet nie is ek het eers op 16 jaar geouderdom die verhoog eintlik werklik ontdek. So my pa, omdat hy ingenieur was, het ons baie getrek. So ons het in Johannesburg gebly, Volksrus, Ngudwana. Ngudwana vir die mense wat nie weet nie, is baie naby aan Nelspruit. En dit ons Nelspruit toe getrek en my ouers toe later weer Pretoria toe. So was 'n verskillende laerskole gewees, verskillende sisteme. So was jy eintlik altyd tyd om sê net maar 100% betrokke te raak by 'n revue of 'n drama skool of 'n sangskool of so nie. Maar jy's nie iemand wat moeilik aanpas nie. Nee. Ek lyk glad nie so nie. Ek dink dit was vir my lekker. Ek het altyd nuwe mense ontmoet, nuwe onderwysers. Jy moes elke keer oor begin, maar ek weet nie tot 'n mate in my lewe nou doen dit my baie goed, want ek's baie aanpasbaar. Baie. Soos dit is een van my, as ek my sterkpunte moet noem, is aanpasbaarheid een van dit. Maar dis as gevolg van hoe ons baie getrek het en hoe ons moes leer om aan te pas, wat dit my in my gunst stel vir alles 'n besigheidseienaar. Presies. Met alles wat nou op en af beweeg altyd. En toe wat gebeur het is, my oupa was onderwyser gewees en hy het vir my ma gesê, want ek dink ek het my ouers 'n bietjie mal gemaak in die huis. Soos ek was ambisieus, ek is nie 'n akademiese kind gewees nie. Ek het nie daarvan gehou om te sit en te leer nie. Ek wou praat, ek wou doen. En
het my oupa gesê, kan julle net vir die kind net bietjie op die verhoog kry nie. Dit sal julle almal goed doen. En toe ek 14 is, toe gaan ek na Hoërskool Bergvram toe. En is nogal interessant, my ma was in Hoërskool Nelspruit gewees. En ek het, omdat ons in Godwana gebly het, kon ek koshuis toe gaan. En ek kon Nelspruit Hoërskool toe gegaan het, maar my ma wou my nie koshuis toe stuur nie, sy's baie lief vir kinders. Toe trek ons toe na Nelspruit toe vir my. Ek dink julle ouers wat julle gestuur het, is nog steeds lief vir julle. Ja. Om Nelspruit toe te trek Ja. vir 'n kind. Ek Ja. het baie respek Ja, daarvoor. So na Nelspruit toe gegaan om naby die skool te bly en toe is die beste skool na die Naalse skool wat Bergvlam was, maar Bergvlam was baie goed vir my in terme van kultuur gewees. So ons het revue gedoen en toe ek 14 is, toe doen ek revue en ek kan nie vir julle sê toe ek die verhoog ontdek het, toe is ek 'n ander mens. So die verhoog vir my is dit is eintlik vir my onbeskryflik om vir mense te sê wat dit vir my voel om op 'n verhoog te wees. En dit het vir my 'n plek geskep waar ek hoort, want ek was nie noodwendig die beste sportkind gewees of die beste akademiese kind gewees nie. En die verhoog het net vir my 'n plek. Ek hoef nie die beste op die verhoog te gewees het nie, maar dit het vir my 'n plek gehad op die verhoog. En ek was sterk op die verhoog gewees, maar dit was altyd iemand beter en sterker as jy. Maar die verhoog is daai plek, daar's altyd vir iemand 'n plek, al het jy een lyn. Ja. En dis nogal ietsie wat ek ervaar deesdae is, mense moet verstaan op die verhoog, partykeer as jy een rol het met daai een lyn, daai een lyn cue baie dinge Ja. op die verhoog. Alles maak saak. Alles het 'n effek. Maar dit is 'n beginsel vir my in die lewe ook. Dus dan al het jy 'n klein rol in 'n projek of in 'n gesin of waar ook al jy in jou lewe bevind, is jou spesifieke ding wat jy moet sê of doen maak saak vir die groter ding om te gebeur. Ja, 100%. En dit is wat vir my vir die verhoog is en kyk, toe het ek nou my hoërskoolloopbaan deurgesien en moes my pa met alle oortuiging oortuig om drama te gaan swat. Veral omdat hy 'n ingenieur is. Dis Ja. bietjie 'n ander Maak sin. denkwyse. So die plan was eintlik maar ek was nie sleg in rekengoeders gewees nie. So BCom was maar die rigting gewees van is besigheid maar bemarking. Wat ek kon goed verkoop en spontaan en ek kan regtig nogal goed aan baie mense verkoop. Ek weet nie hoe kry ek dit reg nie, maar sulke gawe wat mense gekry het, maar toe in matriek, toe sê ek het my pa kan nie die verhoog los nie. Dit is net iets, ek voel net dis waar ek moet wees. Maar my 3 jaar op universiteit was nie maklik nie. So ek het gegaan van die platteland af en dan kom jy en jy word blootgestel aan kinders wat baie meer blootstelling as jy gekry het. So stadse kinders doen toneel en hulle doen musicals en hulle doen dit op 'n baie groter skaal. En daar moes ek leer om regtig te werk. Soos om gewerk om raak gesien te word, nie in terme van om noodwendig bekendheid te kry of wat ook al nie, maar om geleentheid te kry. Die kompetisie in ons hoërskool is baie Baie hoog en dit is om 'n plek te kry en om seker te maak jy word op die nie, dit gaan nie oor raak sien nie, maar net sodat jy 'n plek soos jy sê op die verhoog kry. Plekkie het. Dit is moeilik. Baie Dis moeilik. verskriklik En moeilik. nou kom jy met die stadse kinders en hulle is eintlik al klaar in daai mentaliteit. Fight. So hulle fight altyd en jy's net soos, ek het blacks hier en my fight was om eers te gaan swat. So nou is ek daar en het ek dit gedoen. En ek het baie moeilik aangepas in my eerste jaar, dit was baie moeilik geweest. Ek het vakansies huis toe gegaan en gehuil en my maat het elke keer vir my gevra, is dit wat jy wil doen? Jy kan terugkom, jy kan 'n verjaar by die huis kom werk en net jouself uitfigure en alles en ek kan nie vir julle sê wat my daar gehou het nie. Soos deur het my daar gehou. Want as ek nou terugdink en ek dink oor hoe swaar ek gekry het om my plekkie te kry, dink ek maar hoekom het ek nie net teruggekom huis toe nie, want my ma weer eens, sy was baie kind geweest. Sy wil hê jy moet jou lewe uitfigure, waar my pa was wat sy plan. Verstaan, soos my pa het ook gesê, jy weet, as jy dit wil gaan doen, hoe gaan jy vir jouself sorg? Ek gaan nie vir altyd vir jou sorg nie. Wat regverdig is, want dit is nie jou ouers se rol om dit te doen nie. En ja, ek het heen en weer gegaan en ek het toe my graad gevang en toe het ek in die industrie ingegaan. En dis taaf. Dis 'n taaf Ek dink in Suid-Afrika veral. Ek het ook 'n vriendin wat in die dramabedryf is en dit is
En jy Dis moeilik. nou kyk om as 'n meisie in so 'n beroep in te gaan is jy sê jouself die wolwe want die woorde aan my was dat ek is te mooi om die villain te speel of die Okay. aaklige persoon, maar ek is nie mooi genoeg om die held te speel nie. Okay. Dit was 'n Dis hard. Dis al. Yes. Ek koop jy die ou geklap wat dit vir jou gesê het. So dis 'n vervaardiger wat dit eendag vir my gesê het en okay, maar ek is nie 'n ek gaan nou sê ek is nie 'n passie nie. Ek was nog nooit 'n passie nie. Ek het nie gehuil nie, Ja. maar ek is nog altyd iemand wat as iemand my sê ek kan dit nie doen nie, gaan ek vir jou wys ek kan dit doen. Mm. Maar ek hoef nie noodwendig 'n hoofrol te gekry het om vir mense te wys ek kan suksesvol wees in die vermaaklikheidswêreld nie. Mm. Ja, en toe het ek maar begin bid. Ja, die deur het toe gegaan, hoor. Die deur nou dink ek, wat doen ek my lewe? Okay, en ek weet ek moet daar wees. Okay, en ek het 'n vriendin gehad op universiteit wat vir my gesê het elke keer as ons iets doen, ek moet leiding neem want ek het 'n manier om goed uit mense uit te kry. Maar ek het dit nie van myself geweet nie. Okay, so dit is so weird om so oor myself te praat want ek praat eintlik altyd oor aan mense, maar okay. Jy gaan dit. Okay, so in my beroep wat ek tans doen is ek fokus baie op ander mense as op myself dan. So dit is my vreemd dat julle nou sê ek praat oor myself, maar in elk geval sy het daai nota gegee, daai nota het my vasgesteek. So wat ek toe nou op die einde begin doen het is ek het nie meer voor die kamera begin werk nie, ek het agter die skerms begin werk. En ek het daai nota geïmplementeer. Ek het gegaan, okay, as ek nie voor die kamera kan wees nie, kom ek kyk of ek dit wat die regisseur dalk van die persoon vereis nie uit kan kry nie. En ek was meeste van die tyd suksesvol geweest. Toe gaan ek na my pa toe en ek sê vir hom, goed, ek wil my eie dramaskool hê. Ek dink ek sal goed wees met dit. En hy sê toe vir my, jy weet, hoe gaan jy dit bekostig om dit te doen? My pa gaan dit altyd gee nie. Hoe gaan jy dramaskool doen en dink hy nie ek moet dalk my ma het ook dieselfde gesê bietjie meer ervaring gaan kry in die onderwys nie. Want wie wil nou geld betaal vir iemand wat nou 'n kwalifikasie in drama het, maar nie ervaring het in opvoedkunde nie. Ek sê toe kyk great, is reg. Ek sal my CV uitstuur en kyk wie sal my vat. Ek het toe nog nie my Engels gedoen nie. PGCE. My man sê dit so. Ek weet dit Engels is reg. Engels is reg. Okay. Moet gaan doen nie en ja, nou moet julle verstaan nie. Jy het nie 'n onderwyskwalifikasie maar jy het 'n drama graad. Nou stuur jy jou vir Pretoria Oos hoërskole Ja, dis taaf. en laerskole jou CV. Want jy sit met al die ou onderwysers wat nie hulle poste wil los nie want jy wil nie Verstaan, uit Ja, die en dis ook mense wat Ja, gekwalifiseer is. gekwalifiseerd. Ja. En dis hoërskole wat gekwalifiseerde mense soek. Ek kry toe 'n geleentheid vir onderhoud by meisies hoor. Okay? Maar dan wil ek ook vir julle sê my ma, toe hulle verhuis het Pretoria toe, het my ma as sielkundige gewerk by meisies hoor. En sy sê toe sy gaan my CV ingee. Ons het nou niks verwag nie, maar sy het 'n baie goeie naam by meisies hoor gehad en hulle besluit toe, okay, hulle sal vir my onderhoud gee. En ek gaan sit toe in hierdie onderhoud en dis toe nou my eerste onderhoud want ek het in die industrie gewerk. Ek het vir Reddit Productions gewerk waar ek begin het as akteur en toe het ek myself opgewerk na skrywer toe en bemarker en regisseur toe. En my volgende stap was toe nou eintlik om dit was die baas en dit was ek geweest. So daar was nie eintlik nog groei geleentheid geweest nie. Ek besluit maar ek wil vir myself begin werk ook en my pa sê toe wel die onderwys is jou rigting. Ek wou nie skool gegee het nie. Ek wou regtig nie. Jy in ons wêreld as jy gaan skool gee het jy verloor. Dit is basically wat gesê is. Ja. Maar ek wil terugkom daarna toe dan. Okay. Want dit is nie so. Ja. Ek wil eintlik dit is wat gesê is, ek het nou ek is nou onderwys. En wat so stupid is, maar in geval ek het alweer gegroei uit dit uit, maar toe ek nou al 22. Julle moet my verstaan. Julle is nou 22. Ja, dis nou waar ons is, dis waar jy is. Okay, so ek word nou 36. So dit is nou 'n rukkie terug. So anyway, gaan toe nou vir die onderhoud en die onderhoud wat ek gevoer het met die een onderhoof is sy's baie kwaai en sy's baie so en
sy het basically wat sy gedoen het in die onderhoud, al die probleme wat hulle het met drama as vak, vir my gevra, hoe sal ek dit doen? Of al die probleme wat hulle al in die verlede gehad het, tussen 'n wiskunde en 'n drama juffrou. Soos wat sal jy nou doen as jou klas langs 'n wiskunde juffrou is en sy wil nie hê jy moet raas nie. Toe sê ek maar drama gaan nie net oor spraak nie. Ja. Dan doen ek my bietjie biek, meer goed dan doen daar. ek my biek vir die hele toetsweek. Ja. So my punt wat ek het wil maak is ek is 'n teamplayer en my sterkste punt is ek's 'n probleemoplosser. En dit is wat uitgekom het in my onderhoud. En ook wat hulle toe gevra het is, hulle het gevra vir my en ek sal nooit vergeet nie. Dit was 'n nogal strydvraag geweest en die een vraag was, is ek 'n leier of is ek 'n volger? En ek onthou net en dis wat drama my geleer het. Dis wat my studierigting ook geleer het is, soms is jy die leier en soms is jy die volger. En jy moet weet, jy moet die situasie kan lees en gaan, is ek nou die leier in hierdie situasie want ek het die meeste ervaring en kennis, of is ek die volger want ons iemand sterker en beter as ek en het ek dan die vermoë om terug te staan? En ek onthou my maat gesê, die onderhoof het gegaan en gesê, sy het hierdie in die onderhoud gesê, so ons gaan nou aanstel. Dit het die onderhoof nou, obviously, toe nou. En ek dacht toe nou, okay, maar dis iets wat ek geleer het. En dit is waar my swatens my toe nou die geleentheid gegee het by meisies hoor. En dit is die beste besluit wat ek geneem het om skool te gaan hou by daai skool. Dis 'n baie goeie skool. Want die ding is, Beter as Affiseens eintlik. Okay, Menlo. Liewe hier. Ek wil- Jy's bietjie outnumber hierso. Dis nie 'n belediging nie. Ons Maar ja. so ek gaan nou sê, ja, ek het al geleentheid gehad by al die meeste van die skole in Pretoria is, hoërskole en almal is goed en almal het 'n different flavour. Meisies oor is goed, maar ek het 'n sagte plek vir seuns. Dankie. Dis al wat ek wou gehad Ja, het. nee, maar julle korrie simpatie. ek Ja, sien. ja. Julle het die eerste rugby span hier, brother. Julle korrie simpatie. So, maar Mello gaan 'n skare maak in die volgende paar jaar, maar ek sê dit maar net nou. Ja, sit ek nou by meisies hoor instap. Waar ek het kyk, nou moet julle verstaan, daar's meestal vrouens daarso. En wat my voordeel was by my vorige werk en my meisies was om 'n vroue baas te hê. Nou ek is nie 'n feminist nie. Ek gaan dit nou op kamera ook sê. Ek voel 'n man het 'n plek in die samelewing en 'n vrou het 'n plek in die samelewing en 'n man doen sekere goed en 'n vrou doen sekere goed. Maar vir my om 'n vroue baas te kan wees, moes ek leer by 'n vroue baas. Natuurlik. Ja. Ek leer by mans ook baie. Maar die vroue baas het vir my ook baas is die regte meesvoudsvorm, maar het vir my dinamika geleer in 'n manlike omgewing. Met ander woorde, die afgelope tyd in my besigheid moet ek baie keer 'n man hoof gaan sien. Of ek het nou die afgelope hierdie week nou doen ek kontrakte met mans in bestuursposisies, maar ek staan nie terug wanneer ek nie saamstem met iets nie, maar dit het ek geleer by my vroue leiers, waarvan Juffrou Jordaan een was. En Juffrou Jordaan het vir niks teruggestaan nie. Soos 'n regtig sister niks nie. En sy het vir ons geleentheid gegee om te groei. Sy het altyd gesê, as jy 'n idee het, kom met die plan. Ek gaan dit nie vir jou doen nie, soos kom met die plan, oorreed my en dan doen ons dit. En dit was vir my so lekker want ek kon gaan en ek kon werk en ek kon dit en sy was kwaai. Ek het al gehuil in 'n kantoor, dan sê sy vir my, "Hier's die foute wat jy gemaak het. En hoe gaan jy dit oplos?" En jy is jonk, ek meen jy's 23, jy huil, jy is emosioneel, jy's 'n vrou, gaan aan en 'n vrou is emosioneel. Dis dit. Ja, dis Almal goed moet so. dit weet. Ja. Jy gaan in die oortreffende trap altyd reageer. Jy leer naderhand om dit bietjie te Te bestuur, ja. dat sy te bestuur. Maar en dis waar ek alles geleer het en toe die geleentheid gekom, my man is by Laerskool Park, die onderwyser en die probleem was in ons huishouding, Konrad is 'n sportmeneer, ek is 'n kultuurjuffrou, ons het nie mekaar gesien nie. Dit het in die huis ook 'n probleem begin raak. En toe moes een van ons 'n besluit neem. Gaan een Affies toe, Seunshoek toe, of daai kant toe, of kom een hierdie kant toe.
So dit was ook een van die besluite en ek is te loyaal. Dit is een van my non-sterk van en ek dink partykeer dit skiet nie in die voet, maar is ek's baie loyaal teenoor waar ek is. Ek kon nie by Waterkloof aan doen vir 'n pos nie. Nie dat daar een was nie. Nader aan die huis nie, want ons het in die Larispark gebly en die drama skool op die skoolterrein was besit deur Louise Lagenier. En sy is toe baie ouer. En eendag beoordeel sy my meisies moer drama klub en ek vra toe Tannie, wat gaan Tannie met Tannie se drama skool doen? En sy sê sy wag nou al lank vir iemand om dit oor te koop. So. En eendag, dit was 'n baie moeilike week vir ons in die huis gewees en ek besef toe net kom ek kontak haar net en vra wat wil sy met haar drama skool doen? Ek het spaargeld. Eintlik wat ek wil doen is ek wil vir myself werk. Dis nou al my 5de jaar by die skool. Ek dink dit sal 'n goeie oorgang wees. Ek het geleer wat ek wou leer by meisies, hoor ek seker ek sal dit kan doen. En kontak haar en ons gaan sit en toe ons met mekaar begin gesels oor ons geskiedenis. Toe het sy ook by meisies hoor begin as 'n onderwyser. En sy het ook toe die drama skool begin. Oh, dis nice. En sy het iemand gesoek om die drama skool oor te koop. Dus ons begin onderhandel. En dit het so vinnig gebeur. Alles het net in plek geval. En interessant, my pa het my gehelp. Hy het nogal, ek het hom gesê, papa, dis wat ek het. Dis wat sy vra, dis wat ek wil doen. En hy het my gesê, hoeveel het jy nodig? En ons het gegaan. En ons het die drama skool oorgekoop. Einde 2019. Oeh, ja. En okay, en toe gebeur alles nou. Maar ek het met Herman vorige gesprek gehad dat vir my het COVID-19 ons wêreld negatief beïnvloed en positief. Ek dink mense het positiewe ervarings ook uit COVID uitgekry. Ek moes baie vinnig leer hoe om te hustle in besigheid. Baie vinnig. Soos om planne te maak, om konstant relevant te bly. En nou hoe ek my besigheid bestuur is, ek raak glad nie gemaklik nie. As dit goed met ons begin gaan, dan vra ek hoekom. Ja. En ek vra wat sal die oorsake wees dat dit nie meer goed gaan nie. So as ons is nooit in gemak nie. Maar ek dink 'n gemaksone is 'n gevaarlike plek om te Dit wees in jou is. hele lewe. Die oomblik as jy gemaklik raak, dan hou jy op leer, dan begin jy weer eintlik in verkeerde rigtings ingaan wat jy nie moet. Presies. Ja. En dit is wat COVID my geleer het. Dit gaan nou baie goed met my besigheid, maar ek vat dit nie van selfsprekend nie. Ons bou en ons gaan en my span werk baie hard en ek wil iets sê van my span, ek sal nou daar kom wat ek net 'n kultuur wat ek gebou het waarvoor ek baie dankbaar is. So toe het ek nou in 2019 toe gaan ek by die skool en ek raak sommer bewerig as ek nou daaraan dink. Want dit was scary geweest. As ek wil nou sê weet ek nie hoe het ek dit gedoen nie, maar ek het dit gedoen. En ek onthou my prokureur, ek bel hom en ek sê vir hom luister, ek het my werk bedank. Jy moet hierdie kontrakte vir my opstel wat ons gaan nou go. Hy sê vir my, is jy seker jy moes jou werk bedank? En ek sê vir hom dis nou of nooit. En ek het met Konrad die gesprek gehad, Konrad was in. My familie was in, my skoonfamilie was in, ons het vir almal gesê ons gaan hierdie doen. Want as die pop oor die venster is dit die mense na wie toe ons moes gaan. Ja. Persoon, dit is my ou village. Dit is presies. En ons het die kinders, ons het nou nog die kinders, nie, maar ons het gevoel dis 'n plek wat ons dit nou kan doen. Ons go. Yes, en ons go. Julle moet sê as julle iets anders wil vra. Nee, gaan ons Okay, hou van die storie. Ek praat nou net. Okay, so die lang storie. Goed, hier kom 2020. Ek het 'n kliëntebos oorgekoop van 80 kinders. So, In COVID het ek 34 kinders gehad. Ja. En alles was aanlyn. Goed. Aanlyn en drama. Ek gaan daarby kom ook vir jou. Okay. Dis iets wat ek wil sê ook. Dit het vir my wêrelde oopgemaak wat ek nou het wat ek nie sou gehad het as ek dit nie gehad het nie. Ja. Ons het nou 'n kurrikulum wat ons kan aanbied op aanlyn. Ja. En ek het kliënte in George en ek het kliënte in die Kaap. Kliënte wat getrek het wat ek probeer altyd aanmoedig gaan kyk na die drama skole daar, is 'n ander kultuur, Ja. is 'n ander mens, maar hulle is nou nog by ons. Okay, anyway, toe nou daar en gas. Ek het gas, ek kan nou nie in diepte gaan wat ek alles gedoen het nie want tot op datum is al baie goeders wat ons gedoen het. En
ek het ook 'n gesprek al gehad met Johannes dat ek het eksterne projekte en ek het interne projekte. Jou eksterne projekte is maar wat vir jou geld genereer. Jou interne projekte groei die besigheid, maar sit ook brood op die tafel vir almal. So ek het altyd 'n gesprek met my span. Ek weet julle hou nie hiervan nie, maar hierdie maak jy vir ons kos. Maar as ons die ander lekker dinge wil doen, moet ons hierdie ander goeders doen. Natuurlik. So ek is altyd eerlik met hulle en ek het altyd die ding, ek onthou toe ek vir Johannes wel 'n gesprek gehad het eerste keer met Johannes, toe vra hy vir my want ons Cornie het ons 'n mutual persoon wat ons nou ken. Ja. Op haar troue actually en hy sê vir my Cornie werk vir jou en ek sê vir hom nee, sy werk saam met my. En ek onthou dit jy so gebaffel want jy sê nee maar sy werk vir jou besigheid. En ek onthou dit spesifiek want ek skep nie die kultuur dat jy vir my werk nie. Impro Studios is gebou op die fondasie van ek skep nie net geleentheid vir kinders om hulle liefde vir die kolleg te kry nie, maar vir enige iemand. So as julle nou 'n liefde het vir die kolleg en julle kom na my toe en sê, hoorie Marisa, ons sal nou baie graag potgooi kom aanbied vir kinders by julle studio. Want ons wil vir die jeug sê hoekom dit belangrik is om jou stem te laat weet. Dan gaan vir julle sê, kyk manne, eerstens ek wil weet wat is julle kurrikulum? Hoeveel gaan ons vir die ouers hiervoor vra? Wat se persentasie wil julle vat? En Ons sal dit vir nie doen, hè, Harry. Eerste feit is as jy Jy die sakke besigheid. Ja. Nee, R5 hier. So onderhandeling is altyd die ding is as jy iets verniet doen, moet jy iets verniet uit kry wat jou besigheid vorentoe dryf. Ja, nie 100%. So Ja, maar maar dit is eintlik maar net 'n grapjie. ja, dis 'n grapjie. Jy moet lag Herman. Dit is 'n simpel grapjie as ek eerlik moet wees. Maar vol sit toe. So okay, toe ek nou 2020 en ons het begin met 34 kinders tot op datum met ons 200 kinders by my studio. So ons het baie gegroei, ons het elke jaar gegroei. Dit gaan nie altyd ons my les wat ek moes leer, 'n baie harde een is kan nie almal tevrede stel. Ja. En dit was vir my baie moeilik. Dit was vir my baie moeilik geweest. Wat ek wel altyd vir my kliënte vra is, gee vir my 'n regverdige kans om die probleem op te los. En as jy dan nou gaan, skus my man, niece, sorry hoor. Op woes. Maar in geval as jy gee vir my 'n regverdige kans om my probleem op te los en moenie my naam gaan besmet nie. Want ek sê ons omgewing is baie klein. Ja. Ek ken baie drama juffrouens en wat ouers nie weet nie is, ons kontak mekaar oor kinders, oor kliënte. So ons sê, hoorie hierdie kliënt was by jou gewees, hoekom het hulle gegaan? Dan sal dit partykeer wees, ek het hulle verwys na julle toe, die ry na ons toe is te erg of hulle pas nie in by ons kultuur nie, maar hulle gaan definitief inpas by julle kultuur. So dit is daai tipe ek probeer daai weer eens ek is 'n team player. Ja. Kom nie oor die weg met almal nie. Ek het ook al vasgesit met mense. Daar gaan mense wees wat hierdie gaan kyk en gaan boe. Jy weet, ek weet dit want nie ons is groot mense, maar my punt wat ek net wil maak is ons bly mense. Ek vra dit vir altyd vir mense, kom ons hanteer mekaar net met respek. My ma sê altyd jy hoef nie van almal te hou nie, maar as jy die persoon met kindness hanteer het en respek, dan het jy jou taak gedoen. Ja. Okay, toe het ons nou daai gedoen en alles en iets wat ek net graag wil sê is my studio het 5 keer getrek. So. Dit het my man gebreek. Maar ek sal sê, ons het 5 keer ons moes, so ek wil vir julle verduidelik die kanse wat ek vat en die ambisie wat ek het. So ek was aanvanklik altyd op die skoolterrein, dis dit COVID, dis ek van die skoolterrein af. Maar my skoonouers bly oor van die skoolterrein. So ek was by hulle. Toe raak my spasie te klein, toe gaan na 'n huis oop. Toe trek ons in daai huis in. Toe trek ek en my man het in COVID 'n besigheid gekoop en eiendom. Want ons was maar net in daai stadium van ons lewe. Ja. Dit is definitief Maar braaf ons het nog gewees. steeds ons besigheid en nog steeds ons Ja. eiendom. Ek sê ons besigheid want hy En investeer. hulle is nog steeds getroud. Halleluja. Dis eintlik die belangrike Dit is die gedeelte. belangrike. En toe
het ons die eiendom, toe sê ek vir hom, okay, kom ons kry huurders vir ons. My pa sê toe, moenie ons eiendom laat gaan nie, kry huurders vir julle eiendom, want ons bly in 'n lofthuis. So ons het kleiner eiendom gekoop, want die eiendom sal altyd vol wees, as ons sou uittrek. Ons kry toe studente wat op bly. Ek dink dit was Saltech studente. Ek dink so, want ons bly baie naby aan Saltech. Ja. In elk geval baie mooi na die plek gekyk, en toe het ons die eiendom gehuur en alles vir 'n jaar. Maar die uitdaging was ons wil hom koop. Die eiendom was toe nog in 'n boedel. Die besigheid het gesukkel om hom te dra en toe trek ons terug in ons huis in en die besigheid trek toe weer. Maar my skoonouers koop toe net om vir julle te sê hoe deure oopgaan. Ek sê toe vir my pa en my man, ek trek nie oor kan die skool nie. Ek gaan nie my besigheid skuif nie. Ek gaan kliënte verloor. Geval toe oor kan die skool, my skoonouers koop toe die kleuterskool oor kan die skool. En my skoonpa gee toe vir my 'n spasie. En hy sê toe vir my, goed. Ek kan ietsie hier oprig en gaan. En ja, en ek het dit gedoen en nou is ek waar ek is en ons is tans ons besigheid kry net besigheid. En besigheid. Maar ek wil terugkom by my span is gister juis het ek 'n baie moeilike tyd gehad by 'n buiteprojek en ek het vir hulle gevra oor ek het baie respek vir my span se tyd. En ek weet dat ek hulle betaal. En ek wil net altyd dit wat hulle insit vir hulle kan gee, maar ek wil ook sê partykeer sit jy meer in en jy kry minder uit. Maar my verwagting is nooit om meer in te sit. As ek meer wil insit, is my verwagting nooit dat my span dit ook moet doen nie. Jy kan besluit of jy dit wil doen of nie. Nou, hulle het ook gesinne, dit ook, jy weet, ander die goedjies wat hulle doen, en baie van hulle konsulteer op by ons, so hulle het ander werke ook. In geval, gister het my span opgedaag by eksterne projek, ek het net gevra, kom net vir 'n uur, en hulle het amper tot die einde gebly, want hulle het gesien ek kry swaar. En dis die tipe mense wat ek tans mee werk. Ja. Nee, daai kultuuraspek is verskriklik belangrik. Ek dink dit is iets waarop mense moet jy moet nooit jou kultuur weggee, dis soos ons nou eintlik ook gesels het, as jy jou kultuur gaan weggee van hoe jy saamwerk, hoe jy saam met mekaar is, maar dit kom uit en uit jou Christendom uit ook. Die manier hoe jy met mekaar werk, as jy sien iemand trek swaar, dan bly jy bietjie langer, want dit gaan oor daai hartkonsep wat jy op die eind van die dag het. En dit is dink ek wat ons raamwerk is natuurlik nou bietjie meer akademia, maar dit is ons raamwerk wat ons het van om 'n kultuur te skep van 'n gemeenskap. Gemeenskap. En dit kom eintlik elke keer in ons podcast uit. Op 'n manier. Op 'n manier, want ek verwys gewoonlik na dieselfde voorbeeld elke keer, is daai ding van daai oudtydse ding van jy kon in jou buurman se deur gaan klop het en jy kon vir iets vra, vir suiker of iets, en daai is dalk nou 'n baie eenvoudige voorbeeld wat ek gebruik, maar vandag sit ons in mure toe en ons ken nie eintlik meer daai gemeenskap gevoel nie. En dis eintlik nou wat jy daar sê, as jy 'n kultuur skep van jy help en jy sit ekstra in partykeer sonder om betaling te verwag. As jy daai kan en jy dien eintlik 'n saak. Dis wat ons altyd sê, jy dien nie eers vir jou geld nie, jy werk nie. Jy werk nie vir jou geld nie, jy werk nie vir die persoon nie, jy dien 'n saak. En as jy daai saak dien op die einde van die dag, dan maak dit nie saak of jy hard werk nie, maak saak of jy laat werk nie. Maar ja, en ek dink dit is wat bietjie verlore gegaan het. Dit is wat verlore gaan as jy jou kultuur weggee, as jy jou taal weggee, as jy jou manier van doen weggee. So ja, maar jy het nou iets gesê van dis 'n visie. As jy oor 40, 50 jaar, wanneer ook al jy aftree en jy kyk terug, wat sal jy wil sien? Soos jy nou hier sit, wat is jou doel? Wat is jou visie? Wat wil jy op die ou end bereik? So, ek wil nie hê dat die kunste wêreld moet moeilik wees om in te funksioneer. Ek wil hê dat daar moet 'n fondasie, in my besigheid ek besig om 'n sterk fondasie te skep vir die wat 'n liefde het vir die kunste. En ek praat nou van die kunste want die kunste is soveel meer vir my net as drama. Verstaan, dit is, jy weet, ek praat dan van die kunstewerke, vermaaklikheidswêreld. Kyk, die kunstewêreld, musiek, dans, drama, is 'n uitlating vir mense. Is om 'n fondasie te hê waar mense net kan instap en hulle kan hulle passie en hulle liefde daarvoor uitleef en nie hoef te worry oor
ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan nie, ongelukkig bly ons in 'n baie duur samelewing, baie duur. Mense moet na hulle self kan omsien. Dit is ongelukkig die realiteit ook. En ek wil net nie hê mense moet twyfel in hierdie wêreld en nie in hierdie wêreld wil ingaan nie. Weet dat ons soveel, ek werk met soveel kinders wat van nature so goed is in hierdie wêreld, maar hulle ouers gaan hulle nie toelaat om hierdie te gaan swat nie, want hulle sien nie vir hulle 'n toekoms in hierdie wêreld nie. So ek dink my visie sal wees dat my besigheid self, as jy by my deure instap, kan jy jou passie uitlewe, maar jy kan ook vir jouself sorg. Maar Weet jy of dit jou aanvraag dit beantwoord? maak eintlik sin, Ja, absoluut, maar die absoluut. drama binne Suid-Afrika, hoe sien jy dit binne Suid-Afrika? Want ek gaan sommer na iets verwys waar ons nou eintlik op na verwys het. Ek weet nie of jy gesien het hierdie nuwe series wat nou op DStv is, die kantoor. Die kantoor. Ja. Ja, Die waar dit al Afrikaanse Office. lekker lag, maar daai is nou tipe meer in die filmbesigheid in. Maar Ja. in Suid-Afrika het ons nie baie, ons het nie soos Hollywood of soos 'n mense wat regtig fokus op film-industrie. Wel, ons het hulle, jy ken hulle nie. Dis dalk net nie so groot soos in Ja, want jy So, weet, dis dis- moeilik om dit op te meet teen Ja. Hollywood. Ja, so ons het hulle in terme van so jy moet verstaan dat Hollywood kom baie Suid-Afrika toe om goed hier te skiet. Ja. En ons mense word dan gebruik want ons is goedkoper om te gebruik as die mense in Hollywood. Nou ek kan omdat ek nie tans so besig is in hierdie wêreld nie, kan ek nie nou vir julle sê presies hoe dit funksioneer tans in Suid-Afrika nie, maar ek kan vir julle sê my ouderdom mense is besig om deure oop te maak vir die jonger generasie in hierdie wêreld wat mind-blowing gaan wees. Okay. So ons ouderdom mense wil nie meer ons produkte verkoop aan produksiehuise nie. Okay. En dit is waar iets soos YouTube en daai goed is vir ons 'n platform bied om ons werk daar buite te kry sonder om ons werk aan 'n produksiehuis te Ja, wil klopt. verkoop. Dis waartoe ek ook tans beweeg. Ek wil nie meer hê my goed behoort, want jy moet verstaan hè. Ietsie soos 'n produksiehuis en ek gaan nie noodwendig spesifiek noem een en nie is wanneer 'n produksiehuis jou materiaal koop, kan hulle jou materiaal verander. Ja, hulle die regte op dit, ja. En wat baie keer gebeur is, sê net maar ek skryf 'n stuk en daar's 'n sekere morele waarde agter die stuk. Maar hy koop nie in die samelewing se quirkiness of se wokeness nie. Presies, ja. Dan verander hulle dit, maar dan word jou produk so ver gevorderd van wie jy is, want hulle wil net die produk verkoop. Ja. En ek verskil met dit, want die ding is, ek het 'n teikengehoor. Ek moet net bemark aan daardie teikengehoor en daardie teikengehoor daar kry. En weet eens ek bly 'n besigheidseienaar en dit was my grootste uitdaging ook aan die begin. Omdat ek skool gehou het, het ek 'n hart vir 'n onderwyser, maar ek het 'n kop vir besigheid. En partykeer ons studio is nie goedkoop om aan te behoort nie. Ek het 'n toneelafdeling wat baie duur is vir ouers om te doen, maar vir my om my werk te kan doen en dit goed te kan doen, is dit te veel dit kos. Maar ek het goedkoper opsies ook. Maar partykeer dan kom nog daai kind wat dit wil doen, maar jy wil hulle blootstel, maar jy dien as borg vir hulle. Daar is daai oomblikke wat jy dit doen, maar my punt wat ek net wil maak oor die industrie en terug te gaan na dit toe is my mense, ons ouderdom mense is besig om dit vir die mense moontlik te maak. Dis ons visie. Ja. As ek nou praat ons ouderdom mense, praat ek enigiets van tussen 30 en 50 op die stadium. Wat nou op daai vlak is ook. Ja. Maar want hoekom ek ook na die kantoor verwys is hoekom is dit vir ons so snaaks is want dit is iets van wat ons deel. Ons is nooit eintlik so in die bevoordeelde posisie as jy na sekere Afrikaanse flieks ook gaan kyk en so. Mense geniet dit want dis jou kultuur wat daarvoor spesifiek jy deel iets. Jy assosieer met die mense en ons het nie eintlik dit op sulke groot skaal soos wat die oorseese mense het nie. En ons kan en daarom sê ek soos enigste iets 'n fliek wat vir my altyd baie goed is as ek dit kan terugtrek na my geloof toe. Want dan sien ek jy's die mense met dit wat met hulle sukkel net. Hoekom doen jy eerder iets wat reg is? Byvoorbeeld as jy gaan kyk na Lord of the Rings of the Hobbit met die hele ding van waar jy kom en jy moet die sleg los. Dan kan ek weer myself assosieer want dis al wanneer vir my eintlik 'n fliek baie goed is of 'n storie soos die kantoor vir my. Dis goed want jy assosieer jouself met die tipe omgewing wat ons in ons alledaagse lewe vind.
En ek dink as mens so iets meer binne Suid-Afrikaanse kultuur kan regkry, want ek weet ons het dit op 'n stadium gehad, maar nog meer soos wat jy nou sê, jy maak dit meer moontlik. Dan gaan jy nog 'n beter gemeenskap uitbou en jy gaan nog 'n groter kultuur kan uitbou. So, ja, ek wil ook net noem, as jy praat van Suid-Afrika, ek wil 'n ander voorbeeld gebruik, Okay. nê? Amerika doen alles groter. Ja, En hulle het finansiering om alles groter te presies, doen. ja. In Suid-Afrika ongelukkig word sekere goedjies wanbestuur. Ja, Iets wat my hart breek en as die Here dit vir my toelaat, is die Staatsteater. ja, ek hoor ja. Want op 'n tyd het die regering akteurs gefinansier om al hierdie te doen en hierdie tipe plekke. Julle weet die Staatsteater is die grootste teater in Afrika. Soos Ja. en dis soos ons kan nou so Ja, doen. ja. En dit breek my net so klein bietjie want dit word wanbestuur. En ons het nou vroeër ook daaroor gepraat is dit gaan nie oor jou omstandighede of wat jy het nie. Kyk, geld is net 'n tool. Dit is net 'n tool wat jy gebruik. As jy gaan vaskyk aan die min geld jy het of die min fasiliteite jy het, gaan jy nooit iets bereik nie. Ja. Maar as dit reg bestuur word. En dit is iets wat my hart op die stadium breek, is net soveel dinge in ons land word goeders verkeerd bestuur, maar as dit onder die regte bestuur sal ons ook dit kan doen wat Amerika doen. Broadway in Amerika is ook net teater. Londen het akteurs wat betaal word om Shakespeare op te tree weekliks. Dit is hulle werk. Hoe cool is dit? Ja, ek moet sê, en So nie dat dis ek cool want hulle belê in dit, want dit word goed bestuur want hulle kan dit doen. En die mense wat dit graag wil doen, weet daar's 'n toekoms vir hulle. Verstaan jy? Hulle ouers hoef nie te worry oor gaan jy vir jou kinders ja, sorg, gaan jy vir jouself. ek dink dis een van die slegte dinge is dis 'n gesogte beroep nog steeds. Ja. Dit is daar's nie Netflix of enigiets waarmee elke dag hoeveel mense alself besig hou sonder dat daar mense is wat tyd daaraan spandeer, sonder dat daar mense agter die skerms is wat 'n produksie maak, werk ensovoorts nie, maar dis soos jy sê, die wanbestuur daarvan maak dat soveel potensiaal verlore gaan en as gevolg van die wanbestuur is dit hierdie ding van daar's 'n persoon met dieselfde passie en talent as jy wat dan by 'n komrek gaan swat, omdat dit nie is 'n beroep is met sekuriteit. Dis sekuriteit. En weet julle wat is vir my moeilik? Dis vir 'n man baie moeilik. Ek gaan nou sommer praat oor my boetie. My broer was in Seetsoort ook gewees. Lekker. En Gipa was hy sterk akademie. Okay. Hy het Stellenbosch toe gegaan en Berek RAB gaan swat, nê? Nee? Goed, hy was 'n doeksleerling, goed gekom. Hy was in dagbreek gewees, daar's op Stellenbosch. Hy het in Moonkort dan sal mense firmas na hom toe kom en sê kom werk vir ons nou. Hy het 'n jaar en 'n half oorgehaal. Sê vir my pa, dis nie wat hy wil doen nie. O, Joost. Okay, dis nou my ingenieur pa. Vir wat jy dit nou. Okay, nou besluit hy dis nie wat hy wil doen nie. My ma is 'n sielkundige, Gipa is bietjie meer, hy's 'n baie diep mens. Soos as jy hulle vir Gipa ook ooit ontmoet, hy's reg diep. Okay. En waar ek nou so is Gipa soos. Ja, vat hom. En hy was die redenaar en die debatteerder en alles en hy gaan swat toe sielkunde want my ma dink toe okay, weet okay, as jy diep mens, hy gaan sielkunde swat. Gaan swat sielkunde by Tuks, Golden Key, alles. Hy word toe nou nie goedgekeur vir sy meesters nie, maar ek gaan nou nie polities raak oor waarom nie en goeders en hy sê vir my pa, hy's moeg vir Suid-Afrika so 'n bietjie, hy gaan skool hou in Suid-Korea. Okay. Ek hoop in Suid-Korea. Wat is die ergste ene? Ek wil net sê as hy in Noord-Korea is, kom hy nie terug nie. So hy's definitief in Suid-Korea. Okay, sny. Hy's daar in Korea, daar, ver. Hy sal nou sy boude aflag. Ek het nou nie gat gesê nie, maar ons het nou gat. Maar hy het nou gegaan en hy het hy teruggekom en hy sê vir my pa hy wil videografie doen. Okay. Ja, arme pa, het seker grys hare van julle, hè? Nee, my pa, ons maak my pa moeg. Maar hy's baie trots op ons, my pa. Natuurlijk. Hy het baie rede om trots te wees. Hy is so dank, so ons kyk die ding met die Engelbrechts, dis my nooit van is ons hassel. Ons is hasselaars. Ons hassel. My sussie is ook net hassel net. Ons is
nog altyd maar ons ouers het ons dit geleer. My ouers het baie jong getrou. Hulle het van niks na baie toe gegaan en toe my pa in Witwatersrand belê in Suid-Afrika nog voor dit nie 'n ding was nie. Dus weer van niks na baie toe. So ons ken dit. Okay, maar toe het Gipa dit gedoen en vir my pa was dit 'n issue want sekuriteit. En Gipa het toe gegaan en hy het by Open Windows sy kwalifikasie gedoen en hy is so goed in wat hy doen nou. Hy is inteendeel, hy doen nou werk saam met my en ek wil nie iemand anders gebruik nie want hy verstaan my. Hy verstaan mense en van my regisseurs is baie puntenerig met wie hulle wil werk en Gipa is net, hy doen dit net, maar my punt wat ek net wil maak tot daai mate is, mense het 'n wanpersepsie van ons bedryf en ons wêreld is baie moeilik. Dis 'n baie moeilike wêreld, maar dis wat ek wil doen. Ek wil nie die wêreld so moeilik maak vir die volgende generasie nie. Ek wil hê dit moet sekuriteit wees. Ouers moet weet my kind is goed in hierdie. Ek kan hulle blootstel in hierdie wêreld want daar is hoop in hierdie wêreld. Nou ek kan baie mense nou hierso noem. Iemand soos Pali hulle, nê. Dis 'n instansie wat jy kan nog gaan swat na skool. Kers hulle doen fenominale werk met die mense. Daar's mense wat hulle het opgelei wat nou by my studio werk. Ek het nou reg vir hom 'n voice note gestuur en ek sê vir hom, ek wil net vir jou sê baie dankie vir die mense wat jy oplei. Hulle is so goed opgelei en hulle is so goed hulle is sulke nice mense om mee te werk. Ja. En dit is wat 'n instansie doen. Baie mense sal sê, jy weet, jou kind moet skool toe gaan nie, jou kind moet dit doen nie. Dan dink ek, maar 'n instansie leer vir jou hoe om 'n mens te wees daar buite. Ja. Ek en my man het baie die gesprek oor byvoorbeeld die tipe mense met wie ons werk. Enige plek, of jy nou 'n kar gaan was of as jy nou ry op die pad. En hy sal sê, hoe ry die persoon so? Ek sê, maar waar leer jy trots? Waar leer jy maniere? Jy leer by skool. Jy leer by jou instansie. Ja, jy leer by die huis. Sommige huise leer jy dit glad nie. Ja. En dis nogal 'n groot rol wat ons in ons huis speel. Ek en my man kom in die aande by die huis en dan sê hy vir my sê oor hierdie kind wat hy moes investeer in want dit word nie noodwendig by die huis geleer nie of dit is 'n gebroke huis. Maar jy leer dit by die skool, by 'n instansie, akademia, Soltech. Daai mense, jy leer dit by 'n instansie en waartoe jy volgende beweeg is waar jy dit uitstraal. Ja. En dis hoekom ek is eintlik opgewonde oor ons wêreld. Ja, ons werk ons byna soos ek hier sit is ek doodmoeg. My stem gaan weg, my een oor is toe. Ek kan nie onthou wanneer ek laas lekker geslaap het nie, maar ek het 'n ding nou daag gekyk, wat 'n voorreg om moeg te wees. Ja. Omdat jy geleenthede het in dit wat jy verlief is. Presies. En om moeg te wees. Ek kan nie vir julle nou sê hoe ek hier sit, hoe ek hier gekom het nie. Dit is net, as jy passie het, sal jy daar uitkom. Presies. En ek dink ook dis soos hy een ou sê altyd wat ek kyk, ek kan nou sy naam presies onthou nie, maar hy sê moenie wag vir 10 jaar om 'n miljonair te word. Ons moet net nie moenie dit probeer in 4 jaar of 5 jaar nie. En hoekom ek dit ook nou wil bylas is ek dink jou pa wat byvoorbeeld ook nou is soos hy wil graag hê sy kind moet ook sekuriteit en ons almal se ouers is so. Ja. Leer jy hard, doen jy wat jy moet doen. Ja. Maar ek dink mense partykeer vergeet jy die Here is nog steeds in beheer en dat so iets wat dalk glad nie in 'n toekoms ooit gesien kan word wat jy gaan doen het nie. Het op die eind vir jou iets omgedraai wat jy nou baie meer toekoms veroorsaak word, wat jy toekoms vir kinders gee om op die eind van die dag ook self 'n goeie toekoms te hê. Ja, en ek ekskuus Jonas, ek val nou nie rede, maar ek onthou my ma het 'n rukkie terug gesê toe my boetie sê hy wil dit doen. Toe hulle begin bid, nie hulle wil nie, maar u wil. Dis Want die ding is en ek dink dit is wat vir ouers moeilik is en dit is taaf en weet ek het self nog nie kinders nie, maar as ek sien hoe my en ek sal sommer emosioneel raak, van my kinders sukkel partykeer, dan dink ek maar hulle moet sukkel want ek moet hulle los. Ek moet hulle los dat hulle sukkel want dis hoe ek geleer het. Ek het geleer deur te sukkel en jou ouers gaan altyd daar wees. Ja. They're gonna be there. Maar jy moet vir jou ouers wys. Jy weet dit is wat jy kan doen en interessant genoeg, ek gee vir my boetie nou baie werk. Dus ek gee nou vir hom baie werk want en my pa sê maar hoor, die twee kinders is besig vir mekaar, jy weet te werk. Ja, beide doen eintlik goed ten spyte van hoe realisties die besluit op die tyd gelei. Hy het daarso getrou, nê? En ek soos etter die trou hierdie man en ek en Megan se pa is Engels, nê? Julle
Ons Afrikaners is emosioneel. Ja. So hy het 'n Engelse meisie getrou. Nou hulle het 'n tuintrou gehad, nê? O ja. Dit was Cool. net die twee gesinne. Nice. En ek en my sussie het gespeech en ons het gehuil en my pa het gehuil, my ma het gehuil en almal het net gehuil, wel die skoonsies het nie gehuil nie. Maar hulle het nog gesit. Maar Reinhard het bietjie emosioneel geraak. Maar Reinhard, my sussie se man, is al in my lewe vandat ek 16 is, maar en die Engelse mense het net so gesit. Ja, dit is fout met hierdie mense. Is crazy, maar wat ek van Megan se pa waardeer het is hy glo in Gideon. En dit het vir my want ek was ook emosioneel daaroor. Ek het vir 'n maand nie geslaap nie toe my boetie in hierdie wêreld wil klim want ek is die oudste dogter en ek voel altyd hulle probleme is my probleme. Ek weet nie hoekom nie, dis net 'n ding, maar en ons almal, soos ek sê, ons hassel net. Ek wil terugkom by profetiese woorde en goeders of net ek weet nie hoe mense funksioneer wat nie gelowig is nie en ek sal dit sê ook. Maar ek het 'n profetiese woord gekry. Jy is die grond. Jy is die grond en dan gaan blommetjies uit jou uit groei. En eendag bel ek my ma en ek huil en ek sê, dis nie meer lekker op die grond te wees nie. Want mis word in die grond ingewerk en almal trap op die grond. Ja. En ek sê, kan ek net ook 'n blommetjie wees wat net groei daar uit nie. En ek weet nie, 'n partykeer dan sit ek en as ek my blommetjie sien groei en ek sit af 'n koekie en ek word baie afgebreek. Dit is daagliks word ek deur 'n ouers breek. As jy met 'n kind werk, kan 'n ouer jou afbreek en dis wat ek nogal wil sê vir ouers ook is net hê respek vir onderwysers want hulle sit soveel meer in en hulle kry regtig baie uit. Onderwysers in ons land vir baie min betaal. Vir dit wat hulle insit, die verwagting is daar. Maar dit wat hulle kry is baie min. Maar weer eens ons het mense wat daarvoor veg ook. Ja. So ek is dankbaar vir dit ook. Maar my punt wat ek net wil maak is dat jy moet vashou in dit wat die Here vir jou gegee het en jy moet gehoorsaam wees in dit. Want as jy gehoorsaam is in dit, dan sal hy jou help. Ek het in die begin van die jaar 'n baie moeilike situasie moes hanteer. En ek het in die kar geklim en kyk, jy sal my baie min sien huil. Okay, jy sal my sien emosioneel raak as ek trots is op iets. Jy sal my baie min sien huil. En ek het in die kar geklim en ek het vir die Here gebid en ek het vir hom gesê ek kan dit nie hanteer nie. Vat dit asseblief weg. Ek kan nie. Ek het probeer maar ek kan nie. En binne 'n halfuur het dit van my weggevat. En ek was nie, dis nie omdat ek nie dit kon doen nie. Dis dit ek het vir die Here gesê ek is te oorweldig. En nou omdat ek gehoorsaam is in dit wat hy wil hê ek moet doen, my probleme word van self opgelos. Maar anyway, so ek het nie Maar net om by te las ook net by die hele ding van ons is lewe baie keer in ons tipe wil, wat ons wil en nie wat God se wil is nie. En my probleem is net ons samelewing is so aan mekaar gesit. Die hoeveelheid studente wat ek al ontmoet het, wat nie moet swat wat hulle actually swat. Hulle swat iets want hulle pa het gesê hulle moet dit gaan doen of hulle weet nie wat anders om te swat of nie. Die hoeveelheid meisies en mans wat medies gaan swat want dit word baie betaal, maar dis glad nie eintlik wat hulle moet doen nie. Soos daai tipe omgewing waarbinne ons as jong mense funksioneer van as jy nie hierdie punte verdien nie, want die hele skoolstelsel is ook geskryf. Dis geskryf deur mense. Ja. En op die einde van die dag vir my maak dit net dit is my hartseer om dit te sien oor baie mense. Dan sit jy vir die volgende 30 en jy's depressief eintlik want werk is taaf en dit is nie iets waarvan jy hou nie. En as jy iets doen wat jy nie van hou nie, dan maak dit vir jou die lewe. En ek sê nie, ons almal is nie altyd bevoorreg genoeg om te kan doen waarvan ons hou nie. Maar die samelewing is ook so geskryf dat jy op die einde van die dag die hoeveelheid druk wat jy ervaar om te doen wat jou ouers verwag of om te doen wat die geld verwag, want jou geld raak naderhand jou baas. En my hele ding is net dan dis nie die Here se wil nie, want geld het nie kan ek nie dink het ooit uit te waai met die Here se wil nie. Ja, nooit. Dit kan nie want sy roeping met die mense, as jy met mense werk, is geld nie ter sprake nie. My werk wat ek elke dag doen, geld is nie vir my belangrik nie. Dis belangrik obviously om te oorleef, maar dis hoekom ons doen nie hierdie podcast. Ons kry niks uit hierdie podcast. Ons gee meer. En dis hoekom ek nou gesê het ons doen dit, ons sal dit vir nie doen. Maar ons doen hierdie al klaar vir nie. Maar dit gaan oor balans. Nee, maar ek verstaan ek sê saam met jou Johannes, ek dink as jy geld najag, is dit ek gaan nou
daai tweeetjies uithaal in Amerika wat nou in die tronk sit, nê? Van dis die resultaat van as jy geld najaag. Ek wil net noem ook dat as jy vra sal jy ontvang, dis regtig so. En ek wil nou bygelas het by wat jy gesê het in terme van jy moenie geld najaag nie en ek het al baie goed verniet gedoen. Daar's sekere goed wat ek net nie vir geld vir. Soos mense sal baie keer vir my sê, kan ek hierdie kom beoordeel? En sê nou maar dis 'n instansie, ek gaan akademie as 'n voorbeeld gebruik. Hulle kontak my dan hulle sê, kan jy kom beoordeel, hoeveel sal jy vra? Dan sal ek sê, ek wil niks sê nie, want ek glo in akademia se visie. Presies. Wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig, dis wat ek wil bydra. Ek het 'n klomp, ek is goed daarmee, ek weet nie hoekom nie, om met seuns te werk. Ek weet nie, ek en die seuns, ek weet nie of dit is omdat ek broers het nie, ek weet nie of dit is omdat ek net nonchalant is nie, ek weet nie of dit is omdat ek bietjie net 'n ding sê soos wat hy is. Ja. Maar my seuns gaan nie noodwendig in die drama wêreld ingaan nie. Maar my seuns gaan dalk aktuaries word en hulle gaan geld verdien. En waar gaan hulle eers belê? Ja, 100%. In die kunste. Ja. Want hulle het 'n liefde vir die kunste. Wat as hulle 'n dogtertjie het? Of selfs 'n seun het wat eendag in dit wil gaan. Wat het ek in hulle gekweek, in hulle harte gekweek, want die Here het dalk daai kind nodig om die volgende ding te doen. Onthou, dis wat mense nie besef nie, is jy kweek nie net jy saai nie net om iets daar uit te kry noodwendig, soos fisies ek as individu nie. So kom nou net hulle vir vra praat myself. My man sal altyd sê dis vraagietyd nou, want ek sal baie keer praat. Nie noodwendig oor myself nie, maar dis 'n lang tydperk nou waar ek moes my kop skuif maak van myself en ek moet fokus op die ander mense. Ek het 'n jaar terug vir my ma ook, ek bel baie my ma, maar ek bel haar en ek sê vir ek sukkel want so die Here het vir my 'n projek gegee waar dit my gevoel het uit my in die leeukuil ingestuur en die deur toegemaak. En ek was uitmekaar uitgeruk, soos dit was terrible, maar hy vat my nie uit die situasie uit en ek verstaan nie hoekom nie. En my ma koop toe vir my die boek Dare to Lead. Ek dink, is nou net 'n sielkundige. Wat nou dit sal doen en ek het inteendeel, ek is skuldig daarin. As ek nou vir julle sê dit naam is, dit is 'n gemeenskaps gemeenskap ek nie. Ek gaan nou jok as ek vir julle details sê, want ek het nog nie daarby uitgekom om die boek te lees nie, maar ek het die boek begin lees. En die eerste ding wat ek gelees het is, sy was genooi na 'n funksie toe waar sy moes praat. Okay? En toe sy loer wie's almal in die gehoor, toe sit niemand van toepassing op wat sy gaan sê nie. Toe weet sy nie hoekom sy moet wees om te praat nie, maar dit nou vir haar deure oopgemaak en mense het al geluister wat ook al. My punt wat ek net hierso weer wil maak is, jy word partykeer in situasies gesit. Ons is nou tans in 'n rowwe tydperk in die kunstewêreld. Want wat met die ouer garde gebeur het is hulle was deel van daai oorgang waar die staat nie meer vir hulle subsidies gegee het nie. Of nie subsidies nie, maar net hulle gefinansier nie. Trut daai mense. Toe moes hulle hustle. Dit het baie sleg gegaan. En nou is ons in 'n tydperk waar ons mense, hulle het vir ons 'n fondasie gegee, 'n liefde gegee, gekweek in ons om nou 'n volgende liefde te kweek vir die volgende mense, maar dit nie vir hulle so moeilik te maak nie of dalk net vir ouers die rustigheid te gee dat daar is sekuriteit in dit wat ons doen. Ja, ek moet sê dis vir my eintlik sleg dat die mense wat opgelei word, die mense wat gaan swat om die volgende generasie op te lei, word eintlik baie in 'n sin misbruik, maar hulle word, dis soos jy gesê het, hulle kry nie die krediet wat hulle eintlik naaste by verdien nie. Ek bedoel, ek dink as jy in 'n beroep is waar jy met kinders werk, van ouderdom 7 tot matrikulant, ek dink dit is die crucialste jare van jou lewe. En ek dink dit is die plek waar vorming die nodigste is. En mens kan in sekere plekke sien waar daar nie daai vorming plaasgevind het nie. En ek bedoel,
ek swat regte, ek gaan prokureur of advokaat of regsadviseur wat ook al word. Ek gaan moontlik mense se lewens kan aanraak, maar om die volgende generasie te kweek is iets wat ek dink baie min mense kan doen. Daar's baie mense wat onderwys swat, maar ek dink ons baie min mense wat deur die Here gekies is om die volgende generasie te kweek. Ja. En ek dink dis hoekom ek respek het vir wat jy doen, is om jy's besig om daai wending te skep, om daai verandering te bring. Jy's besig om 'n sekuriteit te skep vir 'n beroep wat eintlik, soos ek gesê het, daar's baie aanvraag daarop. Dis 'n liefde wat baie mense het, nie noodwendig om te doen nie, maar om te beleef. Ja. Ek bedoel, toe jy Sneeuwwitjie en Beauty and the Beast gedoen het, daai teater was propvol. Ja. Elke liewe keer. Ek dink soos toe ek daar was, ek was Die verstom. konneksie met Herman ook. Ja, of camera het ons daaroor gesels. Maar dis nog steeds, mense het nog steeds daai behoefte om dit wat jy en jou studente bied te consume. Ja. En ek dink dis hoekom mense soos jy, dis kom wie ook al hierdie kyk moet besef, as jy lief is vir drama, as jy lief is vir die verhoog, as jy lief is daarvoor om agter die verhoog te werk, is daar is hoop. Ja, maar Dit is nie. Of wees jy net, as jy ook so passievol is, soos wat byvoorbeeld jy nou is, Marisa, wees jy ook wat kyk, die hoop verander. En ek dink, Ja. my probleem is met mense se uitkykpunt is, as iets nie nou in die huidige in Suid-Afrika werk nie, okay, ek moet inval by waar die geld gaan lê. Nee, gaan skep jy waar die geld Ja, gaan lê. maar dis die ding, soos Ja. jy moet weer eens, ek het nou vir julle gesê, is jy kan nooit gemaklik raak met waar jy is nie. Maar ek meen, om net vir julle te sê, dis nie dat jy 'n ingenieur gaan wees, jy nie jou werk gaan verloor nie. Nee. Dit gaan nie, as jy 'n dokter gaan wees, dat jy dalk 'n frats ongeluk het in die operasie lokaal en jy nie weer kan En werk mens moet nie. pas op vir AI wat vandag so groot ding raak. Ek ons wil eintlik nog hoor, hoe beïnvloed dit julle? Ja, dit is nogal interessant. Okay, so eers was ek soos, wat is hierdie nou, of whatever, nê? Maar weer eens, ek is iemand wat baie aanpasbaar is. Mens moet. En ek sien altyd as iets nuuts in ons werk, ek wil nooit teen iets werk nie, want ek gaan nie wen nie. Ja. Okay, so dis die ding. Moenie jou energie mors op. Kyk, daar's 'n verskil as ek met iets verskil en ek moet gaan beklei om teen dit te staan. Maar wanneer ek iets moet aanvaar en saam met dit moet werk. Presies dit. So interessant genoeg, ek het nou nog nie, ek het hierdie jaar bietjie begin. Ek het dadelik toe jy weet KI nou 'n ding begin word het ek gaan maar hoe kan KI my besigheid help? Want dit help soveel mense se besighede. Hoe kan dit my besigheid help en hoe kan dit my vorentoe dryf? En tyd gaan stroom. Kinders is besig. En ek gaan nou as 'n skrywer praat. Die eerste ding wat ek wil sê as 'n skrywer is KI kan nie emosie vasvang in 'n teks nie. Okay. Hy kan nie. Hy kan vir jou skryf en hy kan vir jou idees gee, maar hy kan nie emosie vasvang nie. Daar's 'n verskil tussen die twee. So ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Laasweek is ek is dun gesaai. Ek kan nie meer nie. Ek het 'n konsep nodig. Ek gaan op my KI model of my modus of wat ook al dit noem en ek gaan op en ek tik in 'n idee. En hy gee vir my idee en ek sê, hierdie is 'n goeie idee en ek copy paste dit. Maar daar was geen emosie in dit. Daar was 'n konsep, maar my konsep kon my dryf. Ja, dit kort nog steeds 'n human touch. So vir my as Marisa het hy nog nie vir my soveel beïnvloed dat hy my werk vat nie. KI sal nooit my werk kan vat nie, want dit wat ek beteken vir 'n kind sal KI nooit vir 'n kind kan beteken nie. Geen 'n rekenaartoestel kan vir jou baie goeders leer, maar wat ek vir jou op 'n emosionele vlak kan leer. Ja. En ek wil bykom by toneel kom. Verlede jaar het ek elke jaar sê ek vir die ouers, goed, ons het 'n toneel. Nou ek is baie kompeterend. Okay? Ons gaan neem deel, maar ek's kompeterend. So is jy in of is jy uit? Ek praat so met my kinders. En die trane loop partykeer maar ons gaan. En weer eens ek het seuns wat wil deelneem. En laas jaar is een van my seuns, onderhoofseun van sport, rugby kaptein, cricket, hockey, alles. So ek werk om al sy goed hy wil speel en
daar is 'n dinamika tipe van tussen hom en 'n ander seun in die groep. En ek sê toe net vir hulle luister manne, ons moet hierdie maak werk. Okay, maar dis hulle clash net. Okay, hulle het twee verskillende belangstellings, maar ek sê toe vir hulle vir my moet julle oor die weg kom, vir die produksie moet julle oor die weg kom. En ons 'n oomblik in semies waar ons speel en die een karakter se kostuum het 'n bietjie van 'n probleem, maar hy improviseer toe. En net nou ons klaar opgetree is, loop die ander seun na die ander seun toe en sê, jy was dit. Dit was so goed ou. Ouma, wat ek sou eers daaraan gedink het nie, en nooit sou dit gebeur het op 'n sportveld nie. Okay, want hulle sal mekaar bietjie bykom. Lawe sportveld, my man is 'n rugbyafrigter. Okay. Sê maar net, maar ek is nie teen sport nie. Ek hardloop op maratonne, maar my punt wat ek wil maak is dit wat mense leer vir die kinders. Daai ding wat ek geleer het, ek vir hulle geleer, KI kan dit vir hulle. So of AI as jy dit nou kunsmatige intelligensie. Maar so vir my, dat dit nog nie my wêreld. Ja, ek kan flieks maak, whoop-de-doo. Ek wil dit vir julle sê, nê. Het julle al ooit, is julle een van daai mense wat die agter die skerms van 'n fliek wil sien? Ja, absolutely. Kyk, ja, en het jy dan nie meer waardering vir 'n fliek as jy hoor waarheen almal gegaan het nie? En dan het jy nie meer 'n emosionele koneksie met die fliek as jy die fliek kyk nie. KI kan nie dit doen nie. Ja, want ek bedoel KI kan nou die akteurs laat lyk soos akteurs. Jy hoef nou nie meer Tom Cruise te kry nie. Verstaan jy? Jy kan nou Tom Cruise Ja, self maar net gebruik. dis hoekom Matthew McConaughey gedoen het wat hy gedoen het. Hy's die eerste ou wat 'n patent of iets Ja, en dan op in sy sy gesit gesig het. en op sy stem gesit het. So Ja. dis fisies onwettig vir enige Maar kunsmatige. dit is 'n Dis- dis 'n besigheidswêreld. Dis soos die slimste ding wat jy kan doen as 'n akteur. En wat het hy gedoen? Hy het aangepas met die verandering. Hy het nie gaan veg met die verandering. Jy gaan nie KI. Wat is mal? Jy gaan nie. Niks aan KI. Ek scroll nou die dag deur Instagram, toe sien ek Brad Pitt en Tom Cruise fight want een van hulle twee het vir Epstein Maar dit lyk ook doodgemaak. net soos Jy weet, hulle. en dit is werklik skokkend en dis kom Matthew McConaughey eintlik ver vooruit was. Maar dis wat ek ook so ek sê altyd vir die kinders as hulle byvoorbeeld die debat in die redenaarswêreld intree, wat leer dit leer jou om die wêreld te bevraagteken. En dit is wat dis nou my werk. My werk is nou vir die kinders te leer bevraagteken alles wat jy sien, want wat jy sien is nie eintlik werklik so nie. En dis die tipe kinders wat ons nou groot maak. So nou, alhoewel ek KI as 'n hulpbron soms gebruik, is ek ook besig om die kinders op te lei om KI slim te wees. Ja, want Dis jy die beste ding wat jy want vir 'n jy kind moet kan die doen. meester wees van KI. Nie En al hoe andersom. jy die meester van KI kan wees, is as jy hom gebruik om En as jy ingelig is, Johannes, almal wat 'n probleem het altyd met iets, is nie genoeg ingelig nie. Presies, ja. Soos ek het nou ook vir die gesprek gehad, as iemand van my sê hulle het 'n probleem met iets wat ek gedoen het. Sê net maar ons is besig met 'n projek en hulle hou nie daarvan nie. Dan sê ek, okay, wat hou jy nie van nie en hoe sal jy dit beter doen? Nou die ding is net jy moet genoeg ingelig wees oor iets om 'n probleem te hê met iets. Dis hoekom ek nie 'n probleem het met KI nie, want ek het KI gaan opswat. Want hy gaan nie weggaan nie. Ja, hy staan Jy kan nie iets, jy kan nie. So nou wat ek doen is ek implementeer ook KI. Ek het baie kinders wat KI ook gebruik. Ja. Ek het nie 'n pyn as jy 'n toespraak gebruik met KI nie. Okay, of ons juffrouens gaan nou omval. Ek het nie 'n pyn met dit nie. Wat ek 'n pyn mee wel het is as jy dit net so gebruik. Dis is om 'n bron te gebruik. Sê maar ek gaan swarte bron. Julle weet mos ons moes uit take op skool. Ek kan nie onthou hoe julle take op skool was nie, maar myne was ek moes dit nog freaking gaan oorskryf het en my plakkaat gemaak het want ons juffrouens het geglo ons mammas tik ons take vir ons. So ek moes gaan oorskryf het. So maar ek kon nie die bron net so gaan oorskryf het nie. Ek moes dit in my eie woorde gaan oorskryf het. Dis presies wat KI is. Dis 'n bron wat jy gebruik en dan maak jy die inligting jou eie. Ja, jy moet dit slim gebruik. Dit is want kom ons gebruik nou op universiteit. Ekskuus, my inhoud is toe. Ek Ja, jammer. dis reg fyn. Maar Die dis is wat ek sê. as jy op universiteitsvlak 'n opdrag in ChatGPT inpaste en jy kry die antwoord en jy paste dit in Word en dis maar die simpelste ding wat jy moontlik kan doen. Maar as jy KI gebruik net soos wat ons deur die jare Google gebruik het. Presies. Jy weet, wat is hierdie? Wat beteken hierdie in hierdie konteks? Wat beteken hierdie? Of Ja. byvoorbeeld dis soos
iets waaroor jy regtig niks weet nie. In plaas van om 'n hele boek te gaan lees oor iets. Ja. Dit kan jou regtig slimmer maak, maar jy moet dit op so 'n manier gebruik wat. Maar dis hoekom ek jy dink so hoërskole en instansies, universiteite wat sê die studente mag glad nie KI gebruik nie, maak vir my opinie maak 'n fout. Want hulle, ek het dit al hoeveel keer gesê, hulle leer nie die studente, jy gaan nie KI wegvat nie. Jy gaan nie. Hulle gaan die KI in hulle werke gebruik. Presies. Hulle gaan KI eendag gebruik as hulle kinders 'n vraag vra. Hulle kinders gaan eendag KI gebruik. So nou het jy 'n 30 jaar wat die mens verloor want hulle weet nooit om KI gebruik nie. Hy moet vir sy kind leer hoe om KI te Presies. gebruik, maar hy het dit nooit aangeleer nie want sy universiteit of skool het vir hom gesê jy mag nie KI Dis gebruik. taboe. Die stelsels moet aanpas dat jy Presies. KI kan gebruik. Maar dis weer eens ons samelewing gaan tans oor aanpasbaarheid. Ja. En dis die eerste ding wat ons leer by ons studie. Ja. Ek sê vir die kinders, dis wat toneel so lekker maak, ons gaan neem deel by verskillende teaters. Dis nooit dieselfde nie. Jy moet in 'n kwessie van 'n halfuur die hele toneel kan aanpas, want ons omstandighede laat ons nie toe om te doen wat ons geoefen het nie. En dit is wat die drama wêreld doen. So ek is 'n groot voorstander vir 'n kind moet drama iewers in hulle lewe doen. Of dit nou as jong kind is of as ouer kind, hulle moet dit doen want dit is een van die dans is ook een van daai plekke en musiek is ook een van daai plekke. Ek sê drama leer die kinders hoe om hulle self te dra en hoe om te praat. En jy gaan enige plek in jou lewe moet kan praat. Partykeer as ek dink ek's getroud en ek sien my man en ek verskil 6 jaar, dan dink ek aan hoe ek het jou gesê. Maar dit wat Konrad vir my gesê het toe hy my gevra het om te trou, het my veilig laat voel. Want dis wat 'n vrou wil hê. Maar ek sê vir my seuns dit, jy moet mooi kan praat. Ja. Dis as jy 'n meisie uitvra ook. Meisies love woorde. Hulle love dit. Maar my punt, nee Herman, ek sê ek gaan nou vir jou raad hierso, né? Ek kort nie raad nie, dankie. Is dit as jy net daai Nee, ons kort baie raad. Ons kort baie raad. ek het hy kort nie raad Ek gesê het steeds nie sy meisie uitgevra nie, maar dis ons 2 jaar so. Oh my word, Johannes. Ja, maar ek Woorde. nee, ek glo nie in uitvra. My eerste uitvraag. Ek word koppig is hierdie Nee, my eerste uitvraag gaan wees as ek al vra om te trou. Ja, maar okay, ek wil ook net sê. Vir my is die uitvra sjokolade en Ja, maar ek gee dit in elk geval. ja, maar dis okay. Ek wil sê vra na die bulletin ongeïnteresseerde okay, my besides the point nou. My punt wat ek net wil maak is jy moet leer om jouself goed te dra en dit is wat ons wêreld bied en aanpasbaarheid is een van dit. Ek moet vir jou sê KI, ek weet nog nie hoe hy ander dele van ons industrie begin beïnvloed het nie, byvoorbeeld soos die animasie industrie. Ek weet nog nie hoe hy, want ek is nog nie weet direk. Ek het dit besluit, ek gaan dit omhels en ek gaan kyk hoe ek saam met dit kan werk eerder as teen dit. Ja. Ja, ek dink dit is soos jy nou gesê het van die animasie. Dit is bietjie van 'n dis bietjie ek dink 'n moeiliker plek om ten gunste van KI te debatteer want dit gaan nog baie lank wees voordat KI dieselfde kwaliteit produksie op 'n verhoog kan sit as wat jy kan byvoorbeeld. Jy weet? Ja, dis ek weet nooit of hy daar gaan uitkom nie. Dis kunsmatig. Verstaan, jy het soos ek's nou besig met 'n produksie saam met Oorskool Waterkloof wat Aladdin doen en as ek net dink die emosionele tou wat mens moet insit in dit maar die hoe bevredigend dit is om op die einde die produk te sien met die emosionele goed wat jy ingesit het, is dit soveel meer, almal waardeer dit meer en die gehoor gaan dit voel. Ek weet nie om dit vir julle te verduidelik nie. Nee, maar jy werk ook met 'n tipe kind. Soos daai kind moet pas by sy rol en hoe gaan AI weet hoe daai kind tipe kind. Verstaan hy Dit raak AI vra baie vrae. Ja. Hy sal vir jou goed gee, dan sal hy vir jou sê, moet ek eerder dit so doen? Of wil jy dit so gehad het? Of hoe kan ek jou help met dit? En partykeer, soos byvoorbeeld, ek sal vra dat hulle vir my help om 'n dingetjie te skryf, dan sal ek gaan maar, hierdie kind pas nou glad nie hierby nie. Maar hierdie grappie wat jy het is snaaks, ek gaan hom bietjie tweak. So ek dink net, ek gaan weer eens by die emosionele kapasiteit of die emosionele vermoë. Die emosionele vermoë gaan KI nooit hê. Ek gaan nie, KI kan van my baie goed leer. Ek sê nie en dis wat almal die pot mis met die onderwys ook. Die onderwyser is eintlik daar om vir jou te leer
hoe om die vak deur te kom nie. Die onderwyser leer vir jou hoe om 'n mens te wees in die samelewing. 100%. Ja. Punt. Dit is dit. Absoluut. En dis nou my hele probleem is met onderwysers vandag is jy kry min onderwysers wat vandag gaan swat onderwys want hulle wil daai verskil gaan inneem. Dis kom ek sê almal gaan swat onderwys want dit is maklik om noodwendig Maar in te kan ek kom gou of vir julle iets soos vra dit. as dink julle die onderwysers wat hulle sien is partykeer daai voorbeeld? Ja, dit is die ander ding. Ek kan onthou jy Dit is die ander ding. jy Dis 'n twee tipes generasieprobleem, onderwysers. Jy het ja. onderwysers wat ek's daar want dit is nou maar waar ek is. En dan sien dan die mense daar kyk om vir julle te verduidelik is my man is 'n onderwyser. Dis wie hy is. Ek het al baie vir hom gevra, wil jy iets anders doen want die onderwys kan my soms partykeer regtig net breek, nê? Ja. En as ons my sussie sê ook nou, my sussie se dogtertjie is nou in my man hulle se skool en sy sê vir hom daai dag, ek check jou so daar op die skoolterrein, dis waar jy is. Hy love dit. Dis vir hom en die kinders love hom want Ja. dis waar hy moet Dis wees. wie hy is, ja. En maar ja, jy kry die wat nou nie daar moet wees nie. Ek luister maar gesprekke af met kinders ook wat die kinders is nie dom nie. Nee. Kinders is nie dom Ja, nie en hulle ek kan dink sien. My ma se onderwyser en sy sê dit altyd. Sy sê altyd die wat onderwysers vergeet is, die kinders is baie keer in sekere gevalle slimmer as jy. die service die onderwysers is intendeel, die kinders is intendeel altyd slimmer as jy. Want hulle blootstelling is meer. Ja. En ek wil terugkom by KI en hoekom ons die kinders moet blootstel is baie keer sal ouers vir my vra, Marisa, wat is jou opinie oor sosiale media? Toe sê ek, jy moet sosiale media kry want jou kinders gaan dit wil hê. Ek sê vir die ouers, jy moet dit hê want jy wil nie jou kind moet agter jou rug gaan en sosiale media gaan kry nie en dit is 'n sosiale media gedrewe wêreld. Jy kan sosiale media veilig gebruik. Daar's veilige maniere om enige iets te doen. Ja. Enige iets in die wêreld wat jy kan aanpak is veilig. As jy wil gaan bungee jump, jy gaan nie net spring nie, want jy wil voel dit nie. Dis freaking scary. Nee, maar jy gaan daar's reëls en goed in plek. Ja, So ek sê dit vir almal met sosiale media ook. Leer, jy moenie sê ek is op Facebook nie, ek is nie. Jy maak 'n fout as jy nie daar is nie, want jou kinders gaan daar wil wees. Dan moet jy nie kinders kry nie. Ja. Partykeer voel ek ouers moet 'n toets skryf vir hulle kinders kry. Ja. Nee, ek stem saam. En ek sal hom opstel. Ek stem saam. Want partykeer voel ek net, Ek dink dit mense besef jy het 'n generasie impak. maar dis Ja, maar en dis ek wil daai- net ek beledig nie ouers as ek dit sê nie. Ek sê net Ja. jy moet verstaan wat jou verantwoordelikheid is. En mense verstaan nie die verantwoordelikheid van kinders nie. Nou, ek kan op 'n persoonlike vlak, ek en my man het nie tans, ons het nie tans kinders nie, maar ons investeer in soveel mense se kinders se lewens dat ons het partykeer nie kapasiteit om te dink aan 'n gesin nie. As dit enigstens sin maak, want Ek op 3 gedoen nou. Ek Nie dit. my 3-jariges kan 'n gedig opsê. Wow, Maar dit gaan oor spraak. Dit gaan oor spraak. Onthou, kinders kyk verkeerde stories. So hulle kyk na ietsie soos Paw Patrol lispe karakter. So dan tel hulle lisp op. En dan sê sy, Paw Patrol. Slig. Ook Bluey. My kind gaan nie TV kyk nie. Ek het hierdie al gesê. My kind 'n gaan lientjie buite Ja, speel. maar sien nou sit dalk nou weer iets, sy het nou net gesê ook. Mens moenie iets wegvat nie. Nee. Ek sê maar Ek net, sê byvoorbeeld- of as my kind iets gaan kyk, gaan dit kwaliteit wees. Ja, maar soos Heidi byvoorbeeld. ja, hy die Niels Holgers van ek Brakken maar die Afrikaanse Afriforum TV het jou hoor. Hulle het nou ek het in die week het ek 'n ding gesien op Afriforum TV wat die ding se naam is Ouma en Oupa stories of iets. Maar dit gaan daaroor dat dis kort snippets van hoe 'n seentjie 'n gesprek het met 'n ouma en dan gebruik hy sy net maar Engelse woorde en dan help sy hom reg met Afrikaanse woorde. Nee maar ons kan ek net sê, ons Afrikaners gaan fyn wees. Ja, maar my kind gaan nie Kom kyk hallo om high nie. water, Suid-Afrika sal soos Atlantis sak in die see in. Ons gaan kyk. Ons sal bootjies bou en ons sal fyn wees. Ek het nie, dis hoekom ek sal nie kyk, ek weet nooit wat die Here se plan is met my nie, maar ek sal nooit Suid-Afrika verlaat nie. Ek is te lief vir Suid-Afrika hierso. My studio is improv studio, hy is Engels, want uit 'n besigheidsoogpunt moet ek in Engels ook Sien jy jou besigheid kan hê. experience. Maar as jy op my sosiale media gaan,
praat ons net Afrikaans. Maar die punt is net hierso en ek love yes, ons Afrikaanse tonele. Ons wil julle nooi, ons is goed. Is great en MC. ja, en om in Pretoria te wees is net Pretoria Oos veral. Dis al Pretoria. Is great. Dit is die hub van waar Afrikaans tans is. My ma het Kaap toe verhuis. Ek saam Pretoria bly. Ja. Dit is Ja, vir my ongelooflik. baie lekker hier so ja. Ja. Maar Marisa, ek weet nie of jy enige vrae nog wil bylas. Ek het 2 vrae. Okay. Okay. Ek sal kort. Dit is sien Johannes is soos en die vrou praat baie. Nee, glad nie. ek hou baie van films en ek like dit om films natuurlik te kyk, te bestudeer, behind Ja, the scenes dankie. ensovoorts. Ek wil weet, wat is jou gunsteling film van alle tye? As jy een moet noem, die eerste een wat in jou kop kom, as jy 'n top 5 kan noem, kan dit ook wees. Genre? Kan ek dit genres of top? Ja. Geef my as enige Okay, my top film. Ja. My top film is About Time. Is een van my top films. Ek is nie een van daai geleerde mense wat vir jou gaan sê, hierdie is die regisseur, dit is die akteurs wat daarin gespeel het, dit is die About Time is een van my alle gunsteling films, daar's diepte, daar's consequence. Ek is baie lief vir films wat consequence het. Consequence in Afrikaans is gevolge. Ja. So About Time is my ek dink dit is About Time. Hierdie een. Speel Margot Robbie daarin. Ja, Ja. dis my all-time gunsteling film. Ek is net ja, dit is hy en dan ek is baie lief vir animasies. Okay. Die rede hoekom ek baie lief is vir animasies is ek het ook groot geword in 'n huishouding waar gesinslewe baie groot rol gespeel het en animasies bring vir my gesin bymekaar. Ja. Want Absoluut. 'n pappa hou van aksie, 'n mamma hou van dit. Maar 'n animasie en dis dat ek soveel waardering het vir Pixar. Hulle skep films wat toepaslik is op almal in die gesin en almal kan daarop lag. So ek is baie lief vir animasies. Een van my gunsteling is Monsters Inc. Is een van my gunsteling. En 'n interessante feit van Monsters Inc wat ek oor hulle wil praat is, so as jy skryf aanbied vir kinders, mens praat van die Pixar het 'n hele manier hoe hulle stories vertel. En ons gebruik dit in die studio om dit vir die kinders te leer. En die ou wat Monsters Inc geskryf het, sê altyd skryf oor dit wat jy weet. Moenie oor iets gaan skryf wat jy nie weet nie. Okay. En toe hy Monsters Inc begin skryf het, almal dink hy het 'n pappa geword in daai tydperk. En sy hele diepte van sy film het gekom oor om die beste pa vir sy dogtertjie te kan wees. En dis eintlik waarop Monsters Inc gebaseer is. Nie op hierdie monster wat die dogtertjie kry en dan terug moet vat na haar wêreld toe nie. Hy wil kyk hoe hy mooi na haar kan kyk. En dit is hoe die storie ontstaan het. Ja, die animasie het soveel betekenis agter veral jou ouer. Ek dink Disney jaag vandag verskriklik aan met dit wat hulle op produk. So daar's my Disney Maar dan sal- Disney is op sy eie kyk, ek weet nie of julle die geskiedenis weet van Disney en Pixar nie, Ja. maar hulle is gesamentlik, maar Apple het ook investments in Pixar, Steve Jobs. Kyk, Steve Jobs was 'n ingewikkelde man, maar hy was 'n baie goeie. Ek hou van Steve Jobs in terme van Steve Jobs. Ek het mooi praat. In terme van hoe hy besigheid gedoen het en goed is, maar hy was dan nie net 'n good guy nie, maar Pixar het sy wel Disney interessant genoeg dat jy praat oor Disney. So toe ons gecast het vir Aladdin by Hoërskool Waterkloof. Toe sê ons is 'n paneel gewees, so sê die een meneer want ons kon Jafar wat die villain is of Genie kon ons 'n meisie ook maak. Ek bedoel as die meisie sterk rol is, ons kan dit doen. Toe sê hy maar Disney is tans besig om die pot mis te sit want hulle vat weg van tradisie af. En nou moet almal en julle omdat julle in akademia is en om die afhou is, tradisie is iets waarvoor mense lewe. Ja. Absoluut. En as iemand nie tradisie in hulle lewe het of in hulle samelewing of wat ook al het nie, dan is hulle eintlik gebroke. Want hulle weet nie eintlik wie en wat hulle is nie. So ek is nie dis net hier en daar maar dit lanklaas vir my spyker op die kop gestaan, maar ek love Pixar want hulle is so skerp.
Zootopia 2 Ek het dit nou die dag vir die eerste is great. Hulle nog nie nommer 2. En dis net, maar wat ek van hou is, ek hou van die kies, ja, dis hilarious. Maar my punt wat ek het wil maak is, hulle is vir animasie is een van my gunsteling en About Time is my gunsteling fliek. Maar kyk maar ook ek kyk na baie elemente, nie noodwendig na die acting nie. Ek kyk na kamerawerk en editing en goed ook, maar dis my gunsteling film. Ek dink ons gaan hom in afval nou begin afsluit as vir van tyd ook, maar as daar een ding is wat jy vir die mense en die studente en kinders kan sê. Ja, en as wat jy jy jouself nou- of improv studie bemark, jy kan Ja, Nee, maar ons is net dalk 'n Go boodskap wat jy sal wil oordra aan spesifiek ouers of kinders wat ons vir jou kan opsit. Wat jy dalk kan collaborate op jou page ook wat jy wil hê jou mense moet weet. Ek dink, ek sal nou aan die kamera gaan kyk, ek dink net gee vir kinders ruimte om self hulle identiteit te vorm. En die ruimte is nie net agter die skoolbank en die akademie nie, maar dit is op die sportveld en dit is op die verhoog. Om 'n veelsidige kind te hê is jou beste kind en moenie prestasie najag nie, jaag ontwikkeling na. Ek dink dis ek is self kompeterend, maar en jy weet wanneer jy moet presteer, maar ek dink ons het so kompeterend begin raak, ons het vergeet om die kinders te ontwikkel. En ek sal eerder 'n kind hê wat 50% kry en deurkom op skool en deelneem aan toneel en deelneem aan sport, as wat ek 'n kind het wat uitblink in een ding of uitgebrand is omdat hulle uitblink in alles. Ek hoop dit maak. Dit maak sin, ja. Dit maak sin. Ja, nee, wonder. Ja. Maar net vanaf my kant af, ons Ja. kan wil jy dalk daai waterkloof ding. As jy dit gewou Ek kan sê dat Hoërskool Waterkloof het speel Aladdin hierdie jaar en dit is tussen die 23ste en die 25ste Julie in hulle auditorium en die kinders is toegewyd en baie goed en hulle het 'n baie goeie regisseur. Ek sê nee en ons het 'n baie sterk span. Wat saamwerk en ek sal sommer insig daarby is dat jy weet spanwerk maak die plan werk. So nie wonder. Dankie. Ja, baie dankie vir Dankie hierdie. julle. Dit was regtig insiggewend. Soos ek sê, ons probeer diversify dit. Ja. Want ek soos Joe weet baie, hy kan 'n lang gesprek oor geloof voer, ek kan 'n lang gesprek oor die reg of politiek voer, maar dit is altyd goed vir ons om die kennis wat jy deur die jare opgedoen het, dat jy dit met ons kan deel en dat jy dit ook na die mense wat luister te kan deel. So baie dankie vir jou tyd, veral want ons weer is waardevol. Ja nee, dan dankie vir julle. Ja, Ek dink ek wil ook 'n dankie sê vir julle om sulke platforms te skep. Ja. En om net jong mense, dis lekker om ek ben julle is nou jonk, ek is nou ouer. So is lekker is want toe Johannes my kontak, dis ek net soos want dit gaan nie oor my skedule wat vol is nie, maar ek hou van om te invest in jong mense wat dit doen. Want die volgende vir oor 10 jaar is ek 50 en julle is wil ek nou sit en dan moet mens net Maar ook jy invest nou in soveel ander mense se lewens wat hierdie kyk. So dis wat ons nou probeer ook doen met ons platform is ons probeer 'n platform vir almal vir iemand skep waar as jy iets vir daai persoon belangrik is want ons het nou al 'n hele klompie mense gekry wat vir hulle baie goed belangrik was. En dan sit ons daai geleentheid daar vir julle en dis harde werk van ons kant af. Dit is baie harde werk. ja, dit is. Maar soos ons nou gesê het, dis vir 'n goeie doel. ja, vir die goeie doel. En mens sit nie altyd net in om iets uit te kry nie. Nee, maar baie dankie julle. Maar dankie vir jou en ja, mag dit net goed gaan. Ons het gewoonlik aan die einde van elke podcast dan sê ons net ons gaan so 'n boek kry waar mense kan inskryf en dan as jy nou deel van die mense wat al op ons podcast cool. so ons ook maar ons eie tipe Ek sal so geëerd voel om ja, dit te en dan weet. wat ons doen is ons het altyd 'n opvolg episode ook wat ons jou volgende weer sal kry dalk. Okay. Waar ons dan sê net wat ons wil hoor, waar trek jy nou en Ja, wat het jy wat waar het jy al gevorder? Ja, wat het verander? Want so vorm ons dan nou eintlik 'n hele groep mense waar ons mee in kontak is wat ons kan help om by 'n sekere plek uit te kom wat vir hulle belangrik is. Ja, So dis maar ons groter nee, doel ook, dis so. ja, julle visie en julle